Geliefdes, hartlike welkom aan elkeen van julle ook vanoggend in die huis van die Here. Maar ook aan elkeen van julle wat op hierdie Sondagoggend oor die lig ingeskakel is na hierdie Sondag erediens. Geliefdes, ons staan aan die begin van die Lydensweek. En daarby saam staan ons in die oorvloedige blessings van God. Nie net van God se seëninge nie, maar ook van God se woord. En wat ek en jy vanoggend verseker kan weet, is dat dit wat God gespreek het, dit doen God. En dit is die God wat ek en jy bevoorreg is om te aanbid. En daarom, geliefdes, is dit baie belangrik, wanneer ek en jy iets van God ervaar of beleef, om gehoorsaam aan God se opdragte vir ons te wees. En onthou, die eerste stap om te reset is gehoorsaamheid. Want die woord leer ons, God eer gehoorsaamheid. Die Heilige Gees sê, hy weet dat elkeen van ons 'n belofte van God het waarop ons staan. En ek dink nie daar is een wat vanoggend kan sê, ek het nie 'n belofte van God nog ooit ontvang nie. Ons het daardie belofte, maak nie saak wat in jou en my lewe gebeur nie. Maar 'n belofte is 'n probleem as jy nie God se teenwoordigheid het nie. Want sy teenwoordigheid dra by tot daardie belofte. Kom ons maak die woord van God oop daar by Eksodus 33. Eksodus 33, en dan gaan ek op hierdie Sondag net 2 versies vir jou lees. Maar terwille van die tyd kan jy gerus vanaf vers 14 tot en met vers 23 gaan lees. Maar hierdie 2 versies gaan ek vanoggend lees uit die Amplified Bybel. Eksodus 33. Eksodus 33 vers 14 en 15. En dit is Moses wat hier met God praat. Moses wat vir God sê, Vader, U het gesê, U sal iemand saam met my stuur, U sal die pad vir my wys wat ek moet loop. Is asof hy as ware sê, Vader, hierdie is U volk, die volk wat ek moet lei. Wat is dit wat U vir my wil sê? Luister na vers 14 en 15. And the Lord said, my presence shall go with you, and I will give you rest. And Moses said to the Lord, if your presence does not go with me, do not carry us up from here. Daar's 'n ander vertaling waar dit vir my so kosbaar stel. Hy sê, Lord, if you don't go with us, please, Lord, call this trip off. En dit is wat ek op hierdie Sondagmôre wil sê. Here, is U nie saam met ons elke dag, elke tree van die pad vorentoe gaan nie. Father, please call this trip off. Moses het 'n belofte van God gehad. Ons weet dit. Maar die belofte het niks beteken sonder God se teenwoordigheid nie. En dit het Moses geweet. Nou wil ek iets skokkend sê vanmôre. Maar dit is so waar. So baie mense soek God se guns. Hulle soek God se genade. Hulle soek God se liefde. Maar hulle soek nie God se teenwoordigheid nie. Hulle soek as ware God se geskenke, maar hulle soek nie sy teenwoordigheid nie. They seek His presence, not His presence. En dit is so hartseer. Op grond waarvan sê ek dit? Ek het al baie vir julle gesê, kerk kan jou nie in die hemel bring nie. Maar kyk op 'n Sondag, hoe lyk die kerke? Baie kerke is leeg. Gaan na winkelsentrums, shopping malls toe, gaan kyk hoe staan die karre daar. Plate op plate op plate. En ek weet, mense kan verskonings bring daarvoor. Ek het nie ander tyd nie. Maar jy verwag dat God elke oomblik van jou lewe vir jou moet tyd maak.
Hoeveel tyd is jy bereid om aan God af te staan? Is dit nie wat God met reset wil doen nie? Die feit dat jy eers vir God vra, elke keer wanneer jy iets wil doen, of wanneer jy ergens wil heen gaan. Vader, wat dink U? Want wat dit beteken is, jy vra eintlik God se teenwoordigheid om saam met jou te gaan. Geliefdes, as God vir jou en vir my 'n belofte gegee het, sal hy dit nakom. Want God is nie 'n mens dat hy sou lieg nie. Dit wat God beloof is dit wat God sal doen. Maar soms kan dit beteken dat jy 'n belofte kan hê, maar jy het nie die teenwoordigheid van God nie. En nou moet jy dit opweeg. Wat sal jy doen met hierdie belofte sonder God se teenwoordigheid? Dit, geliefdes, is die vraag wat jy jouself op hierdie sonnagoggend moet afvra. Sommige mense sal juig en jubel die oomblik wanneer hulle belofte van God ontvang het. Maar juist dan moet jy vra vir God se teenwoordigheid. Dit, geliefdes, is wat God wil hê. En Moses het dit vir ons gewys, want Moses het 'n belofte van God gehad. Maar vir Moses het dit nie gegaan oor die belofte nie, want hy het geweet God is betroubaar. Maar vir Moses het dit gegaan oor God se teenwoordigheid. Hy wou daardie sekerheid hê. Hy het geweet God sal sy belofte nakom, maar hy wou weet God is saam met hom elke oomblik. Dink 'n bietjie aan Dawid. Die woord leer ons Dawid was 'n man na God se hart. Maar Dawid was ook 'n moordenaar. Dawid het ook egbreek gepleeg, maar God het sy belofte aan Dawid nagekom. Maak nie saak wat Dawid gedoen het nie. God het vir hom gesê, uit jou hele geslag sal my seun gebore word, wat aan die aarde sal kom. En geliefdes, ons weet, God het sy belofte nagekom. Kom ons kyk na Genesis 6. Dit was met die vloed. God het gesê, hy gee 'n belofte. Hy sal nooit weer die aarde vernietig nie. Maar 'n paar hoofstukke verder in Genesis 11, sien ons hoe die mense 'n toring bou, die toring van Babel. Want hulle wou die hemel bereik op hierdie manier. Weer sonde wat hulle gedoen het. Dieselfde dinge wat God haat, doen die mense oor en oor en oor. Maar God het nie weer die aarde vernietig nie, hy het sy belofte gehou. En geliefdes, so kan ons deur die hele woord van God gaan. Oral sal ons dit sien. As God vir jou belofte gee, dan hou hy dit. Geliefdes, jy wat vanoggend die woord van God hoor, weet vanoggend dat God dit sal doen. Niks wat jy doen gaan God se belofte wegneem nie. Dit sal in vervulling gaan. En toe God hierdie vir my sê, was dit vir my 'n ongelooflike troos boodskap. Geen tyd, niks sal verander wat God beloof het nie. Al is God se manier van hoe hy sy belofte in vervulling gaan, dalk miskien soms vreemd en onverstaanbaar vir ons as mense. Maar is ons regtig veronderstel om God te verstaan? God is die enigste waaragtige soewereine God. En ek en jy is nie regtig veronderstel om God te verstaan nie, om sy weë te verstaan nie. God is betroubaar, dit moet ons weet. Maar God is ook 'n God van mysterieus dinge wat hy doen, wat ek en jy nie veronderstel is om te verstaan nie. God sê as ware op hierdie oomblik vir jou en my, na aanleiding van hierdie skrif wat ons gelees het, waar Moses vir God gesê het, Here, as U nie saam met ons gaan nie, please Lord, call this trip off. God sê as ware vir jou en vir my vanoggend, elkeen wat hoor, God sê op hierdie oomblik vir jou stop. Stop, net daar waar jy is. En geliefdes, dit is iets wat ek en jy van God moet begin verstaan.
Dit is hoekom God die reset bring, dat jy, wanneer jy wakker word, wanneer jy opstaan, wanneer jy beweeg, dan sê jy, God, u teenwoordigheid. Vader, wat moet ek doen? Hoe moet ek dit doen? Omdat jy weet hoe belangrik God se teenwoordigheid is. Wil jy dit as ware elke oomblik van jou lewe as ware aftrek in die hier en die nou, sodat jy kan weet jy's in sy teenwoordigheid. Daarom stel jy God eerste, vra jy vir God eerste. Daarom beweeg jy nie as God nie vir jou uitbeweeg nie, want jy wil sy teenwoordigheid hê. Jy wil as ware onder sy wolk van geregtigheid bly, oomblik vir oomblik. Omdat jy weet, 'n belofte sonder sy teenwoordigheid beteken niks. Daarom kan ek en jy sê, jy staan op 'n belofte. Jy staan nie op jou finansies nie. Jy staan nie op jou status nie. Jy staan nie op jou rykdom nie. Jy staan nie op blessings nie. Jy staan nie op God se guns nie. Luister mooi. Nee, geliefdes, jy staan op God se belofte. En omdat jy God altyd in alles eerste vra, staan jy ook nou in sy teenwoordigheid. Want dit het sy guns, sy seëninge, sy blessings, sy genade, sy goedheid, sy trou. Saam met God se teenwoordigheid kom al God se geskenke. Geliefdes, ek wil hê jy moet my hart vanoggend baie mooi hoor. God wil elkeen van ons dieper en dieper en dieper in sy woord invat. Onthou daardie lap waarin hulle Jesus as 'n babietjie toegedraai het. Daardie melkdoek toe hy gebore is. Om die woord te melk beteken om diep in God se woord te begin delf. En as jy dit wil doen, dan moet jy sy teenwoordigheid hê. Anders kan jy dit nie sonder dit doen nie. Ek wil graag iets met julle deel wat vir my nogal baie treffend was toe God dit met my deel. Het jy geweet dat die Jode by hulle deure waar hulle uitgaan uit hulle huis uit 'n kers het? En elke keer voor hulle die huis uitgaan, dan steek hulle die kers op. Nie waar ek staan as ek yskoud nou. En dan sê hulle, God, as U nie saam met ons hier voor ons hier uitgaan nie, moenie laat ons uit hierdie huis uit beweeg nie. Dan blaas hulle die kers dood. Hulle vat God op sy woord, dat sy teenwoordigheid saam met hulle gaan, en hulle stap uit die huis uit. En wanneer hulle terugkom, dan doen hulle presies weer dieselfde. Geliefdes, die Jode was soveel keer sonder God se teenwoordigheid, en hulle moes wag op sy beloftes. Ons weet daarvan. Dink aan die 430 jaar wat hulle in slawerny was. En toe hulle uit slawerny uitgekom het, het hulle nog steeds nie sy teenwoordigheid gevra nie. En hulle het dit toe weer verloor, toe die Romeine oorgeneem het. Hulle was weer vir 80 jaar in slawerny. En as jy gaan lees, sal jy sien dat al hulle musiekinstrumente aan die bome opgehang. As 'n teken vir hulle dat hulle weer van God se teenwoordigheid vergeet het. Dat hulle net aan sy beloftes vasgehou het, maar nie sy teenwoordigheid gesoek het nie. En daarom het Moses gesê, Vader, moenie laat ons sonder U teenwoordigheid beweeg nie. Moses het as ware gesê, God, moenie laat ek dink nie. Moenie laat ek hierdie gedagtes hê nie. Moenie laat ek eers enigiets doen, sonder dat ek in U teenwoordigheid myself bevind nie. Geliefdes, het jy al vir 'n oomblik gedink, wat sal gebeur, wanneer die mensdom, God se teenwoordigheid, met alles in hulle gaan begin soek?
Is dit nie wat God gesê het nie? Hy het gesê, soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid en al die ander dinge sal vir julle bygevoeg word. Dis 'n belofte van God. Maar seek the kingdom first. Want wanneer jy die koninkryk soek, dan het jy God se teenwoordigheid. En wat wil jy meer hê? Geliefdes, ons staan vanoggend weer op hierdie Sondag voor 'n keuse. Wat gaan jy kies? Ek weet dat elkeen van julle wat hier sit, maar ook julle wat my hoor, het 'n belofte van God. Maar dit gaan jou niks help sonder God se teenwoordigheid nie. Soek dit sy teenwoordigheid en dan gee dit betekenis as ware aan jou hele lewe, aan al die dinge in jou lewe, as jy weet God is saam met jou in alles. Hy's rondom jou. En dit, geliefdes, is hoekom die Jode die Kersding doen. Want skielik het God daardeur vir my 'n revelation gegee en ek bid dat jy dit ook op hierdie Sondagmôre sal kry. Voordat hulle huise verlaat het, het hulle die kers opgesteek. Gesê, ons Vader, asseblief, gaan net saam met ons hier uit. En wanneer hulle terugkom, dan steek hulle hom weer op. Dan sê hulle, Vader, ons gaan nou in ons huis in. Maar asseblief, gaan voor ons in ons huis in. Ons wil nie alleen sonder u hier ingaan nie. Hoekom dan in jou huis? Want dis ook belangrik, want baie dinge gebeur in 'n huis. Daar word dinge gesê, daar word dinge gepraat. Mense skinder van mekaar, mense praat sleg van mekaar. Baie keer tussen 4 mure, maar jy vergeet, God weet dit. En ook dan sê jy, Vader, ek gaan nie hierdie huis binne gaan sonder u teenwoordigheid nie. Kry dis vir jou 'n kers. Pastoor, ek is nie 'n Jood nie. Luister mooi, ek het dit nie gesê nie. Dis nie wat ek gesê het nie. Maar ek kan jou verseker dat jy daardeur jouself gereeld sal herinner aan God se teenwoordigheid. En dat jy niks, let wel geliefdes, dat jy niks sonder God se teenwoordigheid kan doen nie. Liefdes, daarom hierdie onverklaarbare dinge wat God met ons deel. Hierdie onverklaarbare oomblikke wat ons beleef saam met God in sy teenwoordigheid. Wanneer jy weet dat jy weet dat jy weet, jy's in God se teenwoordigheid. Dit lei tot die oomblik wanneer God se beloftes vir jou en my in vervulling sal gaan. Want hy is die begin. God is die begin van jou en my lewe. Hy is die middel van ons lewe. God is ook die einde van ons lewe. Hy is die begin, die middel en die einde van alle dinge en van elke mens. En ek sluit af, geliefdes. Besef jy waarmee is God met elke diens besig? Besef jy dit werklik of is dit maar net nog 'n erediens? Ek weet dit, want ek besef waarmee God met my besig is. God is besig om sy goddelike plan, sy goddelike manier van hoe hy dinge doen, sy geheime geliefdes as ware met jou en my te kom deel. En dit terwyl God die waarheid van sy woord en sy plan vir jou lewe vir jou wil begin uitwys. En daarom bid ek opreg uit my hart uit op hierdie Sondagmôre, dat hoe wyd hierdie woord ook al sal uitgaan oor die lig, dat hierdie reis waarop jy saam met ons as gemeente, jy deel van die online gemeente, saam met my op hierdie reis stap, is 'n reis wat ek saam met God stap, en jy wat saam met my op hierdie reis stap, dat hierdie reis jou elke dag nader en nader aan God Almagtig sal bring. Amen. Geliefdes, ontvang nou die seën van die Here en gaan leef ook hierdie week in sy vrede. Die Here wil jou seën en jou beskerm.
Die Here jou God wil tot jou redding verskyn en jou genadig wees. Die Here wil al jou gebede verhoor. Hy wil aan jou sy vrede skenk. Maar bo alles wil hy aan jou sy teenwoordigheid skenk. Daarom begeer God se teenwoordigheid meer as wat jy enigiets anders in hierdie lewe begeer. Die Here seën u elkeen. Amen.